Ek het so pas verneem dat die Tshwane Metro het die verhoging wat deur die bedingingsraad goedgekeur is, wat terugwerkend is van 2021 boekjaar en 'n implikasie van R2 miljard het op die huidige begroting van die stad. Hierdie is 'n baie moeilike situasie waarin dit die stad plaas en daar sekere vereistes in terme van die MFMA waaraan dit moet voldoen. Nou die eerste sal wees dat dit moet goedgekeur word met 'n aansuiveringsbegroting wat op die laaste einde Februarie moet goedgekeur word. Daar is ook riglyne in die verband van nasionale tesourie af wat sê dat dit moet regverdigbaar wees. Nou, ek sê dit is nie regverdigbaar nie, want dit is nog nie verwys na die arbeidshof waar ons met die vorige verhoging reeds goedkeuring van die arbeidshof gehad het om dit nie goed te keur nie. Nou wil hulle nie eers hierdie stap gaan nie. So dit beteken die ANC's en EFF en Action SA's koalisie het nou ingegee vir die vakbond en hulle het hierdie begroting toegestaan. Dis 'n populistiese besluit. Dis nie 'n realistiese besluit nie. Dit gaan ons as inwoners van hierdie stad R2 miljard kos. So met ander woorde, hulle begroting balanseer nou glad nie meer nie. En waar gaan hulle daardie fondse vandaan kry? Hulle gaan dit van u as die inwoner van hierdie stad moet verhaal. En dit is verder 'n probleem, want een van twee dinge kan gebeur. Hulle kan nie die tariewe nou in die middel van die jaar opskuif nie. So hulle gaan tweedens, gaan hulle dan moet sny op dienslewering. So ons kry al reeds swak dienslewering van hierdie nuwe koalisie. So wat gaan dit beteken vir die inwoners van Tshwane? Ons moet ons regmaak en ons vere regskit vir nog minder dienslewering.